In hierdie die eerste video in ons reeks oor ballistiek, die tweede gedeelte van ons videoreeks oor skietkuns, hanteer ons wat gebeur met koelval. Met ander woorde, wat gebeur met 'n koelse punt die oomblik wanneer hy die geweer se loop verlaat. Nou, interessante ding, swaartekrag is 'n baie konstante faktor. En dit begin om 'n effek te hê op koelval of op die traject van die koel, die oomblik wanneer die koel die loop van die geweer verlaat. Daar's primêr twee faktore, uit die aard van die saak, swaartekrag wat ek reeds genoem het, en dan die vlugtyd. Met ander woorde, die tyd wat die koel in die lug is, vanaf jou loop tot wanneer dit die teiken tref. Nou, baie mense dink dat afstand belangriker is, maar dit is nie die geval nie. Afstand het 'n invloed, maar dit het 'n sekondêre invloed op time of flight of die tyd wat die projektiel vat om die teiken te bereik. Hoe langer die koel vat om by die teiken uit te kom, hoe verder sal hy val. Onthou net dat swaartekrag 'n invloed op alle projektiele het, ongeag gewig, grootte ensovoorts. En wanneer hierdie koel wegtrek uit jou geweer uit, begin hy onmiddellik val 1, die tyd wat hy vat om by die teiken te kom 2 bepaal hoeveel hy val, en ja, die tyd wat hy vat om daar te kom word deur 2 faktore bepaal, en dit is die weerstand wat die koel ondervind, gedurende vlug, en die primêre lading wat in die eerste plek agter hom gesit is. As jy kyk na 'n standaard 243 geweer, met 'n standaard 243 lading, wat 'n 100 grein punt teen ongeveer 2950 voet per sekonde afvuur, sal jy 'n sekere koelval op 300 meter kry. Wanneer jy egter 'n gespesialiseerde punt vat, soos byvoorbeeld 'n 107 grein Sierra of Lepoa Sinar, dan sal daai selfe punt wegtrek teen 3100 voet per sekonde uit 'n effense kaliber met 'n effense hoër lading, soos byvoorbeeld die 243 super long range of die 6 mm long range, en dan is jou koelval op dieselfde afstand 300 meter aansienlik minder as gevolg van die hoër lading, die hoër aanvanklike spoed, gebeur daai situasie. Onthou egter dat wanneer daai koel wegtrek, 2 identiese koels wegtrek, en die een teen 'n hoë spoed en die een teen 'n lae spoed, dan sal die een teen die lae spoed meer val, want hy gaan langer tyd vat om daar te kom. Wat sleerfaktor aanbetref, 'n baie aerodinamiese koel ondervind minder weerstand gedurende vlug en verloor sodoende minder van sy spoed oor die afstand, en as gevolg daarvan sal jy sit met 'n situasie waar 'n 95 grein punt met 'n hoë ballistiese waarde en 'n 95 grein met 'n lae swak ballistiese waarde, wat teen dieselfde spoed wegspring, wat teen die tyd wat by 300 meter kom, sal die lae ballistiese waarde koel meer van sy spoed verloor, dit sal hom langer vat om daar te kom, en gevolglik sal hy meer val. En dis die rede hoekom ek sê, afstand is nie noodwendig die bepalende faktor nie. Dit is meer 'n faktor van die tyd wat die koel vat om te trek van die geweer tot by die teiken. Ek word redelik dikwels gevra, hierdie tegniese faktore wat jy dan nou bespreek, het dit 'n praktiese impak? Met ander woorde, as ek my bok in die veld wil skiet, of as ek aantree vir 'n jaggeweer skietkompetisie, wat is die praktiese impak hiervan? Ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek bly op 'n plek waar ongeveer 1000 meter bo seevlak, van tyd tot tyd, ek skiet redelik gereeld in die Vrystaat, 1350, 1400 meter bo seevlak. My ballistiese tabelle, die verskil tussen 1000 meter bo seevlak en 1400 meter bo seevlak, daar by Harry Smit, is nie 'n reuse verskil nie. Maar, daar's 'n baie groot verskil, wanneer ek afgaan kus toe. En, soos julle kan sien van my ballistiese tabel, wat ons hierby inheg, sal julle sien dat ek 17 kliks nodig het met my geweer om van 'n 100 meter zero na 'n 350 meter zero te verhoog. Alright. Nou, toe ek afgegaan het Kaap toe vir die WP kampioenskappe 'n paar maande gelede,
Het ek egter ondervind, ek moes my zero verander op 100 meter en dit was omtrent 3 kliks om die zero reg te kry. Dit kan wees as gevolg van temperatuur, verskille en so aan, dit maak nou nie saak nie. Maar toe my 100 meter zero reg is, stel ek 17 kliks op en ek sit vir myself 'n teiken op 350 meter. Ek was 'n volle 8 cm laag met dieselfde 17 kliks. Nou 8 cm op 350 verteenwoordig ongeveer 0.78 minutes of angle, MOA, en daai 0.78 MOA is gelykstaande aan 3 kliks met 'n teleskoop wat kwart MOA stel verhoogte. Met ander woorde, in 'n tipiese teleskoop moes ek 3 kliks ekstra gee van 'n 100 meter zero na 'n 350 meter zero. Dit is die realiteit wanneer jy na seevlak toe kyk waar die lugdruk aansienlik hoër is as wanneer jy in die binneland skiet. En onthou net, temperatuur het ook 'n belangrike faktor soos julle in die artikel kan sien. As 'n praktiese voorbeeld om te illustreer wat ons sopas hanteer het, wil ek die volgende vir julle noem. Daar is 'n vinnige oplossing vir hierdie probleem. Soort van 'n kortpad oplossing, indien jy nou nie die moeite wil doen om nuwe ballistiese tabelle op te stel om dan nou te gebruik wanneer jy af gaan kus toe en dan sit jy met 'n situasie van het jy die regte tabel, vat tyd om die tabel op te stel. Daar's 'n maklike manier om hierdie situasie 'n bietjie te verneek. Right. Soos ons kan sien, as jy op 'n 100 meter zero is die fout groot op 350, 8 cm, 3/4 MOA. Maar het jy al daaraan gedink om dan nou net die geleentheid te gebruik om op die maksimum afstand moontlik jou geweer in te stel? Met ander woorde, as die baan jou toelaat om op 350 of op 300 of selfs op 250 te zero, dan kan jy 'n situasie hê waar jy jou bestaande ballistiese tabelle gebruik en jou kliks afstel terug om 'n 100 meter zero te kry. As jy dit so doen, dan sit jy met 'n situasie dat die 100 meter zero gaan dalk 3/4 MOA, 3 kliks, want jy gaan nou 17 aftrek van 'n ander plek af as jy op 350 'n zero het, en jy trek dit af, dan is jy 3 kliks uit op 'n 100 meter. Nou op 100 meter is 3 kliks gelykstaande aan 'n 3/4 MOA, en 'n 3/4 MOA is 2 cm. Dis weglaatbaar klein. Met ander woorde, maak jou zero op die lang afstand reg, en as jy terugstel, is jou fout klein. Waar as jy op 'n naby afstand zero is jou en vorentoe stel, is jou fout groot wanneer jy daai situasie gebruik. Right, so dit is die praktiese oplossing vir hierdie, en ons gaan dit vir julle grafies op illustreer. Ons het flissies gekyk na die situasie waar ons effektief stel. Met ander woorde, ons het nou die geweer gezero op 350, teruggestel na 100 meter toe ensovoorts. Onthou, daar was 2 metodes om te kompenseer vir val. Die eerste metode is om af te mik, en dit kan jy doen met of sonder 'n ballistiese kruisdraad op jou geweer, so teleskoop. Die tweede metode is dan uit die aard van die saak om te stel. Kom ons kyk nou na die praktiese voorbeeld waar jy wel oor 'n bullet drop compensating of ballistiese kruisdraad beskik vir jou geweer. Dieselfde situasie, wanneer jy na die ballistiese kruisdraad kyk, soos wat jy op hierdie grafiese illustrasie kan sien, dit is die tipiese Vortex BDC kruisdraad. As jy daai kruisdraad gebruik en jy stel nou die tweede merkie van die kruis af, soos jy kan sien, prakties, tegnies is dit 'n 204 meter zero, maar as jy daai kruisie vat en jy stel hom presies in op 200 meter, dan beteken dit dat jou 100 meter zero, onthou daar gaan nou as gevolg van die hoër lugdruk, as gevolg van die feit dat jy naby die kus is, gaan daai verskil tussen 100 en 200 meter groter raak. As jy hom nou op 200 instel en jy stel terug na 100 toe, is jy 'n fraksie uit op 100, met ander woorde die fout is kleiner. Daai hoofkruis van jou, met ander woorde wat altyd jou 100 zero was, is dan nou so effentjies uit. Dit maak nie verskil nie. Soos julle kan sien, die tweede merkie onder die kruis is dan 'n 329 meter tegniese zero volgens die ballistiese tabelle. Wanneer ek daardie kruisie vat en ek skiet hom in op 'n 329, 330 daar rond, dan en ek werk terug na 100 zero toe, onthou weer, dan sit jy met die situasie waar die foutjie op jou hoofkruis wat nou 100 is,
baie naby is, baie klein is. So, die praktiese oplossing is, jy vat jou verste moontlike afstand wat jy het, vat die streepie wat op wat daai afstand verteenwoordig, mik met hom, stel jou teleskoop sodat daai merkie presies reg is volgens jou ballistiese geweer se ballistiese traject ensovoorts, en dan gebruik jy eenvoudig die hoofkruis as jy 100 meter zero of wat jy ook al aanvanklik om bedoel. Sodoende is daai foutjie, daar is 'n fout, maar die fout is baie klein. Dit bring ons aan die einde van hierdie gedeelte, die eerste gedeelte oor ballistiek koelval. Volgende maand bespreek ons aspekte soos watter faktore in ag geneem moet word wanneer jy besluit of jy gaan stel en of jy gaan afmik. En waar jy jou geweer gaan zero, die afstand, die beste praktiese afstand om jou geweer te zero. Ons gaan ook kyk na 'n praktiese oplossing vir opdraande en afdraande skote. Met ander woorde, hoe hanteer jy daai opdraande skoot? Hoe hanteer jy daai afdraande? Wat is die effek daarvan op jou normale ballistiese traject van jou geweer? Onthou, ek druk dit weer op julle hart. Wapenveiligheid begin by jou. Tot weer om.